Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here en dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Ons eer die Here vir sy goedheid, vir sy genade en sy guns, vir sy troue sorg oor ons, en ons kan vanmôre net met groot vrymoedigheid sê, geloof sy die naam van die Here, tot hiertoe het hy ons gehelp. En dit is verseker so, vriende, dat ons deur al die moeilikhede, deur al die stryd, deur al die verdrukkings, deur al die tye van blydskap en vreugde kan weet, dat die Here God, die God van die nabye is. Hy sal ons nie begewe, en hy sal ons nie verlaat nie, en hy is die goeie herder, wat ons lei na waters waar rus is. En miskien is u lewe vanmôre baie die mekaar, dan bid ek dat die waarheid van God se woord vir u tot groot nut sal wees, dat u sal sien dat God die een wat ons geskaap het, ook sy woord vir ons gegee het om ons te verander, sodat ons nie net op aarde vreugde en blydskap kan beleef nie, maar ook eendag die mooi so by hom in sy heerlikheid kan ontvang. Nou, ons is besig met hierdie reeks wat handel oor Bybelse berading, verbleivende verandering. Ek het gesê dat die boodskappe is gerig na hulle wat weergebore is. Ons het hierdie reeks begin deur vir u te sê, daar is die twee pole vandag, wanneer dit kom by verandering in 'n mens se lewe, aan die een kant die sielkunde, wat vir jou sê, ek gaan soek die antwoord in jouself. In jouself is die antwoord, en ook vir gesê, dat hierdie is 'n afwaartse spiraal wat ons lei na meer ellende, meer verdriet, meer hartseer en pyn, en mense wat in aanhalingstekens geluk soek in hulle self, en dan baie mense van hulle vervreem en hulle lewens eintlik net verder vasdraai in ellende. Aan die ander kant, ek het vir gesê, God wat ons geskaap het, weet dat sonde in ons lewe ingekom het. Die dag toe Adam en Eva gesondig het, sê die Bybel, word elke mens in sonde ontvang en gebore. Sonde, vriende, is die grootste enkele probleem in ons lewe. Sonde neem baie fasette aan, daar is baie tipe sondes, en sonde bring verwydering, dit bring komplikasies in ons lewe, dit bring hartseer en pyn, en bo alles die verwydering tussen ons en God. Daarom is wedergeboorte nodig. Ek het vir u gesê, wedergeboorte is wanneer God my geestelike dooie hart kom lewend maak, en deur sy gees vir my 'n aptyd kom gee vir sy waarheid en sy woord, om meer te verander, om te word soos Jesus. En daarom is ons besig om te praat oor die gedagte van verkeerde benaderings tot die verandering of heiligmakingsproses. Vir u gesê, heiligmaking is om eenkant gesit te wees vir Christus, en het ons gister gekyk na die eerste 3 verkeerde benaderings tot die veranderings of heiligmakingsproses. Ons het gekyk na die let go en let God gesindheid, die geleentheidsheiligheid, en dan ook die soeke na ervarings. Vanmôre gaan ons verder aangaan, en vriende, die volgende verkeerde benaderingsproses tot verandering is mistisisme. Nou, wat bedoel ek by mistisisme? Jy moet onthou dat die kerk van die Here is gevul met, die Bybel praat van skape en bokke. Dis gevul met koring en kaf. Wat wil ek vir julle daardeur sê? Daar is baie mense wat in die kerk sit wat bely hulle behoort aan die Here, maar hulle behoort nie werklik aan die Here nie, en dan bring hulle sekere voorstelle na mense om te verander, en dit werk nie. En mense bly na hierdie ervarings en hierdie dinge soek, en die verandering kom nie in hulle lewe nie, en hulle sê later, ag man, die Bybel is nie die moeite werd nie, en godsdienst is nie die moeite werd nie, en hulle sink verder in hulle ellende. Nou vriende, wat baie kerke aanbeveel vandag is die gedagte van mistisisme. Nou wat is mistisisme? Mistisisme is eenvoudig, daar is min van die woord, en daar is min van teologie, maar baie mystiese dinge. Soos byvoorbeeld, ek het onlangs 'n artikel gelees waar 'n gereformeerde kerk sy lidmate aanbeveel om vir hulle self 'n kers op te steek in 'n donker vertrek, en dan na die kers te kyk en te mediteer, en sodoende sal hulle 'n beter mens word. Die ingesteldheid om 'n stem te hoor, wag op die stem. Ek het van een groot teoloog gehoor dat hy of dat die persoon sê, sit die Bybel neer en wag vir die stem en luister na die stem van God. Ander sê, weet jy wat, jy moet een of ander gevoel hê, een of ander rilling by jou ruggraat afkry, dan weet jy dat God het jou eintlik aangeraak en jy sal kan verander. En hierdie is mistisisme, want die Bybel sê ons moet goeie teologie hê. Wat is goeie teologie? Dis om 'n goeie verstaan te hê van God, van sy woord, van sonde, van vergifnis, van Jesus, die Heilige Gees, die werking van die Heilige Gees, die doel van die kerk, die veranderingswerk wat die woord in ons harte doen, ensovoort. So, 'n verkeerde manier of 'n verkeerde benadering tot die veranderingsproses is mistisisme. Vriende, moenie soek na ervarings nie, leer wat God se woord sê, en sien hoe God jou deur sy woord verander. Dan die volgende een is selfpyniging. Ons vind dit geweldig baie dat kinders van die Here deesdae self pynig. Ons het dit vroeër jare in die kerk gevind, ons praat van 'n paar 100 jaar terug, ons praat van hierdie mense wat sekere dinge aan hulle self gedoen het, om hulle self te pynig vir sonde wat hulle gedoen het, en dan het hulle gehoop deur hierdie selfpyniging sal daar verandering kom.
Nou, vandag is daar ook hier die uitsonderings, maar daar is nog die mense wat glo, as ek gesondig het, moet ek buitekant in die koue gaan sit vir 4 ure of 5 ure, myself so straf en pynig, en baie keer word hulle siek, en word die ellende net groter in hulle lewe. Anders sny hulle fisies met 'n skerp voorwerp, en dink dat hulle deur dit dan ook God se vergifnis kan kry, omdat hulle self pynig vir hulle sonde. Terwyl die Bybel vir ons sê, selfpyniging, vriende, bring nie vergifnis nie. Dit bring groter elende. Net deur die bloed van Christus is daar vergifnis. En onthou, 'n kind van God is nie sondeloos volmaak nie. Daarom sê die Bybel vir ons, moet ons elke dag na die Here vlug, dat hy ons kan reinig, en dat hy ons meer kan maak, soos ons Here Jesus Christus. Daarom is het belangrik dat ons al sien, selfpyniging bring nie verandering nie, maar dit bring groter elende. Dan praat ons ook van die medisinale heiligheid, wat ook 'n verkeerde benadering is tot die veranderingsproses. Wat is medisinale heiligheid? Vriende, sonde word siekte genoem. En sonde word as siekte gesien, en daaglikse medikasie word toegedien ten einde heilig voor te kom. Nou, daar is mense wat vandag op medikasie is, ons praat van kinders, jong mense, middeljarige mense, ou mense, en hulle kom baie heilig voor. Maar as jy gaan praat met mense wat hulle beter ken, dan sal jy agterkom, dis nie regtig wie hulle is nie. Maar omdat hulle medikasie inneem, en hierdie medikasie eintlik hulle hartsbegeertes en hulle sondige begeertes onderdruk, sien ons dat daar nooit werklike verandering in hulle lewens plaasvind. En wanneer hulle ouer word, en die medikasie word miskien oorgeslaan, dan kom die ware karakter na vore. Ons dink aan kinders vandag, wat op Ritalin en Risperdal is, en ek wil vir julle sê, vriende, dit is baie interessant, dit is eintlik ironies, dat die meeste ouers vandag glo hulle kinders is siek, daarom moet hulle Risperdal of Ritalin neem, terwyl duisende jare verbygegaan het van kinderopvoeding, waar hierdie goed nie teenwoordig was nie. Luister, daar is nie ewe skielik 'n nuwe geslag kinders wat na vore gekom het nie. God het nie ewe skielik 'n nuwe geslag laat gebore word nie. Nee. Die Bybel sê vir ons almal word sondaars gebore, so ook ons kinders, myn jou kinders. En hulle dissipline nodig, nie pille nie. En daarom is dit belangrik dat ons sal sien dat baie keer wil ons vir ons kinders verskoning maak deur vir hulle medikasie te gee en te sê hulle is bipolêr of hulle is ADHD of daar's een of ander afwyking, terwyl hulle eintlik maar net ongedissiplineerd is en daar word nie tugtiging op hulle toegepas nie. Daar is mense wat aggressief is, daar's mense wat met frustrasies in hulle lewe sit, met 'n onvergewingsgesindheid, en in plaas van om vergifnis te gaan soek, gebruik hulle medikasie. En hierdie medisinale heiligheid is eintlik maar net 'n onderdrukking van die sonde in my hart, en ons moet daarmee deel. Ons sal 'n bietjie later kyk na sekere scenario's, en dan sal ons u ook begelei uit die woord, hoe om verandering teweeg te bring. Dan is daar die beheptheid met bonatuurlike wesens. Nou vriende, baie mense reken dat die veranderingsproses sal nou kom, wanneer ek in 'n fisiese konfrontasie met die duiwel of sy demone kom, en dan 'n oorwinning behaal, en dan sal ek geestelik sterker wees, en sal ek oorwinning oor my sonde kry. Ek wil vir u sê, die beheptheid met hierdie Christelike oorlogvoeringsgedagte, territoriale bindings, kruise wat geplant word. Ek wil nie maar vra, vergeet daarvan. Want u sien die gedagte is maar net, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Die Bybel weet, en God weet dat ons nodig het om te verander, en baie keer wil ons nie verander nie, en ons soek al hierdie ander snaakse dinge, en ons gryp na al hierdie grasalmpies, en verandering vind nie plaas nie, en ons sink weg in ons elende. Ons sal later bietjie meer kyk na sekere dinge en vir u wys hoe die Here deur sy gees ons op 'n bonatuurlike manier help om deur gehoorsaam aan sy woord te verander, om ook God meer welbehaaglik te dien. Dan kyk ons ook na die gedagte van uitgestelde heiligmaking. Nou daar is baie mense in die kerk wat met hierdie probleem sit. Mense sal met jou praat en hulle sal erken dat hulle moet sonde stoei, hulle sal erken dat hulle veragter in die geloof, hulle erken dat daar erge probleme in hulle huis of by hulle werk of in hulle siele is. Maar hulle sê, as dit net rustiger raak, as dinge net beter raak, as die omstandighede net bietjie verander, dan sal ek bietjie meer tyd gee aan die woord, aan gebed en meer by die kerk uitkom. En ons weet wat die spreekwoord sê, van uitstel kom afstel, en vriende, dan is dit baie keer te laat. Dan is mense geskei, of daar is 'n groot probleem in die huwelik, of met die kinders, of by die werksplek. Daarom uitgestelde heiligmaking is 'n verkeerde benaderingsproses tot hierdie verandering in my lewe. Die volgende ene is, ek is in Christus volkome gesindheid. En ag vriende, dit is mense wat sê, weet jy wat, die Here het my kom red, ek is volkome in hom, ek het nie nodig om te verander nie. Dis mense wat glo dat die Here is my redder, maar hy is nie werklik my koning nie. En daardeur wil hulle eintlik sê dat die dag toe die Here my kom red het, het my gesê ek gaan hemel toe gaan, en nou kan ek my lewe maar leef soos ek wil.
En ag vriende, daai mense sink al hoe verder weg in ellende, want u sien, ons is volkome in Christus, dis verseker so. In Christus se soendood aan die kruis word ons regverdig verklaar voor God, maar die bewys daarvan is dat ek deurgangs moet soek na verandering in my lewe, om meer te word soos Jesus. En dan die laaste gedagte wat ons gaan hanteer, onder die tema van verkeerde benaderings tot die veranderingsproses, is die geestelike hekkies wat ek moet spring. Wat bedoel ek daarby? Vriende, baie wil die boksies aftik en hulle wil sê ek het gedoen en ek het sekere dinge vermag en ek het sekere dinge bygedra. Ek is gedoop, ek het katekisasie voltooi, ek is voorgestel. Ek woon so af en toe die kerk by, ek gee so af en toe my 10de en ek dink ek is okay. Ek het maar probleme in my lewe, maar ag weet jy, dis maar ek het voete van klei. Dis maar hoe dit is. Nee. Die Bybel is baie duidelik daaroor, vriende, dat verandering my meer moet maak soos Jesus. My vrou en my kinders, my man en my kinders, my werkskollegas, my bure, mense moet sien, ek word meer soos Christus. Hulle moet naderhand vir my begin vra, maar hoekom praat jy anders? Hoekom tree jy nou anders op in hierdie situasie? Jy het voorheen so opgetree, nou tree jy so op. Wat het gebeur? En voorheen was jy in kwaai vriendskap met almal en jy was hierdie ou wat gegil en geskree het en vrou wat jou kyk op 'n knop getrek het vir alles. Wat het gebeur? En dan kan jy vir hulle sê dat Christus die verandering in jou lewe bewerk en bly bewerk. Want Romeine 6:11 sê, so moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Baie belangrik om hierdie waarheid raak te sien. En dan, so laaste versie, dan sluit ons af, Efesiërs 4:22 tot 24, dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gaan. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. En julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskaap is in ware geregtigheid en heiligheid. Kan jy agterkom? Vir 'n kind van die Here is hierdie 'n belangrike saak. Dit is 'n opdrag. Dit is 'n absolute noodsaaklikheid dat ons moet verander om meer te word soos Jesus. So die verkeerde benaderingsproses tot verandering en heiligmaking, vriende, gaan ons net verder laat wegsink in ellende. Daarom gaan ons bietjie kyk na wat God vir ons sê, wat moet ons doen en hoe ons God kan verheerlik. Mag die Here genade gee, jy sal sien, ons stap stelselmatig deur hierdie proses, juis omdat ons die tema hanteer, Bybelse berading vir blywende verandering. En wanneer ons gaan by bepaalde scenario's uitkom, gaan u sien hoe al hierdie goed soos 'n goeie legkaart by mekaar uitkom, in mekaar inpas, en jy gaan die breë prentjie sien, en dit gaan u hart uit meer opwek, om te sê, Here, te wees soos Jesus, ek verlang te wees soos hy. Ek wil verander om meer te word soos hy, want ek weet hierdie lewe is kort. Dit gaan verby. Die Bybel sê, dit is soos 'n damp wat nou verskyn en môre verdwyn. En Here, my begeerte is, nie net om te leef vir die hier en nou nie, maar om eendag die mooi so by u te ontvang, en vir ewig in u heerlikheid te wees saam met u. Mag die Here ons genade gee, vriende, mag hy vir ons krag en wysheid gee tot eer van sy naam. Mooi dag vir u verder, tada.